Kom ons vra net ons Hemelse Vader se seëning op die verkondiging van sy woord. Vader, ons is afhanklik van u inspirasie, Here, by die verkondiging van u woord. En veral vanoggend, Here, op die gedeelte wat ons behandel, vra ons vir die inspirasie in Jesus se naam. Amen. Amen. Ek wil vandag praat oor die onderwerp dat die evangelie van Jesus Christus kan beroof word van sy krag of ontneem word van sy krag. Ek lees vir julle uit 1 Korintiërs 1 vers 17. 1 Korintiërs 1 vers 17. 1 Korintiërs 1 vers 17. Paulus skryf en hy sê, hy het my gestuur om die goeie nuus te verkondig. Dis die evangelie. En dit nie met allerlei woordkunsies nie, want daarmee verloor die kruis van Christus sy krag. Kyk wat staan in Romeine 1 vers 18. Romeine 1 vers 18 word dieselfde beginsel uitgedruk. Romeine 1 vers 18. Lees ons. Aangaande die waarheid. Van sy hemelse woonplek af maak God sy straf bekend oor die mense wat goddeloosheid en ongeregtigheid bedryf en so die waarheid onderdruk. Jy sien, hier staan dit weer, die waarheid aangaande die woord van God kan onderdruk word. Nou vra mens die vraag, hoe word die evangelie van sy krag beroof? Van sy krag ontneem? En hoe word die waarheid onderdruk? Wel, ek wil twee redes noem. Eerstens, deur in die verkondiging van God se woord net sekere skrifgedeeltes te beklemtoon. Dis die eerste plek. Die tweede plek, deur 'n ongebalanseerde beklemtoning van skrifwaarhede. Ek herhaal, deur net geselekteerde skrifgedeeltes te beklemtoon en deur 'n ongebalanseerde beklemtoning van sekere skrifwaarhede. Kom ek gee vir u 'n voorbeeld. Op die welbekende skrifgedeelte Johannes 3 vers 16 beklemtoon die liefde van God, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Ons almal ken die skrif wat so baie beklemtoon word in veral evangelisasiedienste, wat reg is. Maar die konteks van Johannes hoofstuk 3 hou nie daarop nie. As ons in die konteks net 'n bietjie verder lees ons in vers 36. Daar word dit, ek wil dit vir u lees. Johannes 3, vers 36. In die eerste gedeelte word die liefde van God beklemtoon. Maar nou lees ons verder na vers 36 toe. Dan lees ons daar, wie aanhou glo in die Seun, het nou reeds die ewige lewe. Wie egter die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie ervaar nie, maar die oordeel. Party vertaling sê die toorn van God rus op hom. Die oordeel van God rus op hom. Dis in dieselfde hoofstuk twee gedeeltes wat daar beklemtoon word. In Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad. Maar lees ons verder tot by vers 36. Dan lees ons, ek lees in die ou vertaling, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Nou toorn is 'n argaïse Afrikaanse woord wat beteken woede, kwaadheid. Nou hier in dieselfde hoofstuk kry ons 'n gebalanseerde
'n 'n gebalanseerde beklemtoning van skrifwaarheid. In die eerste plek op die liefde van God wat waar is, maar aan die ander kant word daar die woede, die toorn, die oordeel van God uitgespreek op die wat die seun ongehoorsaam is. Oor die eerste gedeelte, oor die liefde hoor ons baie, maar daar word nie baie klem gelê op die gedeelte waar die woede van God ontbrand nie. En dit is wat ek wil oor praat vandag. Wat maak God kwaad? Nou hier lees ons ongehoorsaamheid aan die seun, maar die skrif laat nie vir ons wonder wat God kwaad maak nie. Die skrif lê dit vir ons duidelik uit. Ek kan dit vir julle lees. Kom ek lees eerstens vir julle in hierdie vertaling 1 Korintiërs hoofstuk 6. 1 Korintiërs hoofstuk 6. En as ek hierdie versie nou lees, dan gaan ek sien hoe kry baie plooi tussen die oë. Want hierdie gedeelte word daar nie baie oor gepraat, gepreek en lering gegee nie. Maar kyk wat staan in 1 Korintiërs hoofstuk 6. Ek lees van vers 9 af. Weet julle nie dat onregverdigers die koninkryk van God nie sal beerf nie? Laat julle nie mislei nie. Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of manlike prostituie of mans wat met mans intiem verkeer of diewe, geldgieriges, dronkaards, kwaaddoeners of rowers sal die koninkryk van God as erfdeel ontvang nie. Dis die 2020 vertaling. Baie duidelik. Maar soos ek sê, hierdie gedeelte word nie baie beklemtoon in moderne prediking nie. Maar dis nie al nie. Kyk Galasiërs hoofstuk 5. Ek lees vir julle van vers 19 af. Die praktyke van ons vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge. Hierdie soort dinge beklemtoon alles word nie eens opgenoem nie. Waarteen ek julle nou waarsku. Naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Nou as 'n mens na die modes in Grieks kyk, as jy sien, hulle wat habitueel, gewoontelik hierdie goed te doen. Want Paulus is duidelik op 'n ander plek, dan sê hy vir die Korintiërs, party van julle het ook die dinge gedoen, maar julle het julle laat afwas van julle sonde. Skrif is baie duidelik, word spesifiek die goed genoem wat God kwaad maak. Ag, ek gaan terug na Spreuke toe, die Ou Testament. Spreuke 6. Kom ek lees dit vir julle. In die Ou Testament al in Spreuke hoofstuk 6. En daar lees ons van vers 16 af. Daar is 6 dinge wat die Here haat. Nee, eintlik 7 dinge waarvan hy 'n afskeid het. Dan word die goed genoem, spesifiek. Oë vol hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat onskuldiges doodmaak, 'n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, 'n valse getuie
wat leuns verkoop en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers. Liewe land, dit klink of die skrywer van Spreuke die onlangse nuus gekyk het of die koerante gelees het wat in ons land aangaan, in kommissies, hofsaake en in regsgedinge. Skrikwekkend. Maar daar's 'n ander ding wat God kwaad maak, wat net so spesifiek genoem word, wat in die kerk aangaan. Ek lees vir julle uit Matteus 15 vers 5 af. Matteus 15 vers 5. Luister wat sê Jesus. Matteus 15 vers 5. So trek julle met julle tradisies 'n streep deur die woord van God. Ek hou van die ou 53 vertaling wat sê, so maak julle die woord van God kragteloos deur die oorleweringe, tradisies van die ou mense. Hoor julle weer daar? So maak julle die woord van God kragteloos deur julle menslike oorleweringe en tradisies. En dit is die onderwerp waaroor ons praat. Die woord van God en die evangelie kan van sy krag ontneem word. En ek het die dinge opgenoem hier wat God kwaad maak. Wanneer die evangelie en die woord van God op 'n ongebalanseerde manier net spesifieke gedeeltes beklemtoon word en ander gedeeltes wat net so waar is, nagelaat en doelbewus oorgekyk word. Die gebalanseerde waarheid van God se woord, sy liefde aan die een kant en dit wat hom kwaad maak aan die ander kant. Ek het dit vir julle mooi gelees wat sê die woord. Hierdie is nie my opinies nie, dit was in die woord wat in die woord staan. Hoekom raak God so kwaad oor hierdie dinge wat ons gelees het? Vat maar 'n bietjie die pyn, hartseer en lyding wat veroorsaak word, veral in die lewe van kindertjies, deur ouers, pa's en ma's, wat ontrou is in die huwelik en in egbreek rondloop, wat uitloop op egskeidings. En wie ly daaronder? Onskuldige kindertjies. Mense in hierdie wat ek nou oor praat, is nie geïsoleerde gevalle nie. Dit is volop in die samelewing om ons nou. En u weet waar kindertjies seer gemaak word, pyn en lyding aangedoen word. Daar het Jesus op een stadium gesê, dis beter laat so iemand 'n meelsteen om sy nek gehang word en in die dieptes van die see gegooi word, wat een van hierdie kleintjies skade aandoen. Maar hierdie dinge word soos ons in Engels sê, whitewash. Dat dit is so algemeen, dat as die woord van God oor hierdie dinge nie nou luid uitgebasyn en verkondig word nie. En deur wie moet dit kom? Deur die kerk. Dinge wat God kwaad maak. Dink maar aan die dinge wat in ons land aangaan. Wat dink julle volgens die woord? Wat voel God oor sekere van die dinge wat hoogtyd vier hier in ons land? En ek herhaal Romeine 1 vers 18 word ook genoem dat God word kwaad uit die hemel uit vir diegene wat die waarheid onderdruk. En julle weet, Paulus het goed verstaan, wat is die pyn en lyding wat in lewens van mense, in families, in verhoudinge, veroorsaak word deur sonde. Hy baie goed verstaan, want hy het gelowiges vervolg, vermoor en in die tronk laat stop. En toe hy tot bekering gekom het, skryf hy hierdie dinge omdat hy die verskriklike implikasies besef
die pyn, lyding en hartseer wat deur sonde in die lewe van mense veroorsaak word. En dit is wat God kwaad maak. Nie omdat dit iets aan hom doen nie, maar omdat hy voel en weet wat die pyn en lyding wat aan mense, kindertjies en onskuldige mense gedoen word. Wat sê die skrif? Hoe druk God hierdie kwaadheid, hierdie woede, hierdie toorn as gevolg van ongeregtigheid uit? Hoe druk hy dit uit? Weer hoef ons nie te wonder nie. Word opgesom met een woord: straf. Straf. Kom ek lees vir julle Romeine 1 vers 18. As ek na Romeine toe gaan, kom ek sê eers maar sommer net opsommenderwys terwille van tyd. Romeine 2 vers 6. Romeine 2 vers 6. Hy sal elkeen beloon volgens sy dade. Blaai ons net 'n bietjie terug. Romeine 1 vers 18. Die toorn van God vanaf die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. En hoe word hierdie toorn, kwaadheid, woede van God uitgedruk? Straf. Kyk ons na 'n skrif, Hebreërs 12 vers 29, ook 'n skrif wat nie baie beklemtoon word nie. Staan daar in Hebreërs 12 vers 29, ons God is 'n verterende vuur. Dit druk sy toorn, sy gevoel uit teenoor sonde, ongeregtigheid en die goed wat hy by name hier in sy woord opnoem. Weet julle, Paulus het die krag van die evangelie verstaan deur sy aanbieding. Ek wil vir julle verwys na Handelinge 24 toe. Hoe Paulus die evangelie nie van sy krag beroof het nie. Verwys julle na Handelinge hoofstuk 24. Ek gee net vir julle die agtergrond, want dit is te lank om te lees. Paulus sit hier in 'n Romeinse tronk. Hoe lank hy daar sit, weet ek nie. En terwyl hy daar sit, ek wil julle ook net herinner, die tronke van daai tyd was nie soos baie van die tronke vandag wat vleklose staalkombuise en wasbakke het nie. Ek kan my voorstel hoe tronke in daardie tyd gelyk, strooi op die vloer, slopemmers, rotte, ek wil nie eens uitbrei nie. Dit was onaangename, vieslike plekke. Paulus sit in die tronk. En die gouverneur Felix hoor van die man Paulus. Hoor nou 'n bietjie wat gebeur. Hierdie gouverneur Felix hoor van Paulus en hy hoor hoekom hy in die tronk sit. En kyk wat doen Felix. 'n paar dae later het Felix saam met sy vrou Drusilla Paulus laat haal. Die gouverneur laat haal ou Paulus uit sy tronksel uit. Julle kan dink in wat 'n gehavende vuil toestand moes hy seker gewees het. Maak nie saak nie. Maar die gouverneur laat haal hom hier na sy luukse paleis vertrek toe. Hy het Paulus laat haal en geluister na wat hy oor die geloof in Christus Jesus te sê het. So Paulus verkondig aan hom die evangelie. Luister nou wat gebeur. Maar toe Paulus praat oor geregtigheid, party vertaling sê om reg te doen voor God, geregtigheid en selfbeheersing en die komende oordeel, het Felix bang geword. Ek hou van die Amplified se uitbreiding op die Grieks.
die Amplified Bible wat daar vertaal, he became alarmed and terrified. Kyk wat was die effek van Paulus se verduideliking van die evangelie van Christus, die volle waarheid van God se woord. Nou mense, as ons Paulus ken, hoe hy gepraat, ons lees daar op een plek, dink ek in Efese, waar hy gepraat het tot die nag 12:00, toe het iemand uit die venster uitgeval, en Paulus het uit die byeenkoms gehaal, hy het afgegaan, die man lewendig gemaak, opgevat na die vertrek, en daar staan, hy het aangegaan en gepreek tot dagbreek toe. Hy het iets gehad om te sê. So, wat ek van Paulus weet, van sy geskrifte, weet ek dat hierdie is 'n baie kort opsomming van wat van Paulus seker aan Felix en sy vrou verduidelik het. Hy het seker oor elkeen van hierdie aspekte uitgebrei oor die waarheid van God se woord, oor geregtigheid om reg te doen voor God, oor selfbeheersing, en oor die komende oordeel. Kan julle dink Paulus wat soveel waarheid neergeskryf het, hoe hy seker vir Felix dramaties verduidelik het oor hoe hierdie komende oordeel van God gaan lyk. Maar al wat ons weet, hoe Paulus ook al oor hierdie dinge uitgebrei het, die effek daarvan was dat hierdie gouverneur, onthou dis die gouverneur wat baie bang word. Nie die prisonier wat voor hom staan in sy luukse paleis nie. Dis die gouverneur wat baie bang word. Hy het so bang geword dat hy Paulus uit sy teenwoordigheid laat kom haal het. So Paulus moes oor elkeen van hierdie dinge volledig uitgebrei en volledig aan hulle verduidelik het wat die woord van God oor elkeen van die dinge sê. Mense, het ons al so iets in 'n evangeliediens gesien, dat mense bevrees word, bang word, soos die Amplified sê, become terrified and alarmed. Want wat is die gewone benadering binne evangeliediens? Die klem op die liefde van God, wat die waarheid is. Maar is 'n ongebalanseerde oordrag van Bybelse waarheid. 'n Voël kan nie met een vlerk vlieg nie. 'n Voël het 2 vlerke nodig om te vlieg. So moet die liefde van God, wat die waarheid is, moet gebalanseer word oor die dinge wat hom kwaad maak. En God kan kwaad maak in so 'n mate dat in die boek Hebreërs word God beskryf as 'n verterende vuur. Nou ek het al gelees in cowboyboeke, daar op die prairie vlaktes van Amerika in die ou dae. Daai prairie vlaktes was groot vlaktes. As ons dink die Vrystaat het baie vlaktes, dan moet julle 'n foto sien van die Amerikaanse prairies. En weet julle, baie keer het dit gebeur dat daar 'n veldbrand uitbreek. En julle weet, 'n veldbrand is 'n gevaarlike ding. Ek weet van hoeveel gevalle van mense wat ons ken wat in veldbrande doodgebrand het. En wat 'n veldbrand gevaarlik maak, is wanneer daar 'n sterk wind waai. Ek en Elsa het enig op die Cederwolvlakte gery met die motor, waar daar 'n veldbrand was op 'n gelykstuk vlakte langs ons, en daar in Oos-Griekeland groei die gras lank en is droog in die winter. Ek weet nie wat was die spoed van die wind nie, maar julle weet, ons het seker 60-70 km/h gebly. Toe bly daai vlamme daar in die veld nog so saam met ons. Want waar so sterk wind waai, brand vlamme nie vertikaal op nie. Die vlamme waai horisontaal so saam met die wind, en die vlamme se spoed is die spoed van die wind. Nou kan jy dink, hierdie ou cowboys is voor hierdie
aankomende vlamme te perd, het nie 'n hoop om met die perd voor hierdie vlamme weg te jaag nie. Maar hulle het 'n antwoord gehad. Hulle het almal in daai tyd die ou cowboys gerook en het vuurhoutjies gehad. Dan al wat hulle gedoen het, hulle het die gras voor hulle aan die brand gesteek, in die rigting wat die wind waai. Met ander woorde, die veld voor hulle het afgebrand, en al wat hulle dan moes doen, is om op die afgebrande gedeeltes te bly. En die vlamme wat van agteraf kom, kan geen effek op hulle hê nie, want as hulle die vlamme by die afgebrande gedeeltes kom, sterf hulle. So hulle het die gras voor hulle aan die brand gesteek, en hulle het gesorg dat hulle net in die voorbrand bly. So eintlik het die vuur hulle gered. Nou jy weet, op Golgotha het die vuur van God se oordeel homself op Jesus Christus uitgebrand. Die woede van God teenoor ons sonde het dit op die kruis uitgebrand. Maar dit het net betrekking op die wat hulle geloof in Jesus Christus sit en sy toevlug tot hom neem vir saligheid en redding. Vir hulle wat nie op die uitgebrande veld van die kruis hulle toevlug neem nie, is daar geen ander hoop as die vuur van God wat op hulle gaan afkom nie. Nou jy weet, ons het groot geword met die beeld van klein Jesus sag, die Engels sê dit mooi, Jesus meek and mild. Die Bethlehem Jesus en die Bethlehem ster is 'n baie mooi beeld van die babatjie Jesus. So het ons groot geword met die beeld van Jesus. En ons het groot geword met die beeld van Jesus wat in die strate van Jerusalem rondloop en goed doen. Maar jy weet nie iets wat ons buite rekening laat. Die voorbeeld van Jesus in die strate van Jerusalem as mens het 'n voorbeeld kom stel hoe ons as mense moet leef. Maar wie is die Jesus wat ons moet aanbid? 2 Korintiërs 5:16 sê vir ons baie duidelik. 2 Korintiërs 5 vers 16 sê baie duidelik, ons ken Jesus nou nie meer na die vlees nie, maar na die gees. Wat beteken dit? Ons ken Jesus nie nou meer na die vlees nie, as die babetjie in die krib, as die Jesus mens wat in die strate van Palestina rondgeloop het nie. Ons aanbid hom nou na die gees. Wat beteken dit? Jesus het uit die dood uit opgestaan, hy is verheerlik en hy het opgevaar en hierdie verheerlikte Jesus het gaan sit aan die regterhand van die Vader. En as jy wil weet hoe lyk hierdie verheerlikte Jesus, moet u na Openbaring hoofstuk 1 toe gaan om kyk hoe hierdie verheerlikte Jesus hom aan Johannes op die eiland Patmos openbaar. Goue gordel om sy bors, hare so wit soos wol, so sneeu, sy oë soos vuur vlamme, sy voete so blink soos koper wat gloei in 'n oond, sy stem soos dreunende waters, en uit sy mond 'n skerp tweesnydende swaard. En dan sê die Alfa en die Omega vir Johannes, skryf hierdie dinge neer en stuur dit aan die kerk. Openbaring 1 vers 11. En elkeen van hierdie eienskappe van die verheerlikte Jesus wat hom in die kerk openbaar, praat van gesag, van oordeel, wit hare. Vandag nog is daar regters in Engeland wat soeke ou wit pruike dra, wat ek glo uit die Bybel uitkom, wat gesag en oordeel simboliseer. Voete wat blink soos koper, al die dinge wat in die vuur gebruik het in die tabernakel en in die tempel, was van koper gemaak. Dit praat van oordeel. Dan staan in Openbaring dat met gloeiende kopervoete hy die ongeregtigheid gaan vertrap. Skerp tweesnydende swaard uit sy mond uit.
en sy aangesig wat soos die son skyn op sy helderste. Dit is die Jesus wat homself openbaar en wat die kerk moet aanbid. Nie meer die babietjie in die krib van Bethlehem nie. Ons het groot geword met die baba Jesus in die krippie onder die Bethlehem ster. En hierdie beeld het tradisioneel by ons vasgehaak. Maar hoe simboliseer die skrif hierdie verheerlikte, opgestane Jesus wat ons moet aanbid? Ons moet gaan kyk wat sê die skrif. In Openbaring 22:16 staan daar, ek is die blink môre ster wat kom. 2 Petrus 1:19 sê dat ons 'n profetiese woord het wat ons moet op fokus, totdat die dag aanbreek, die dag waar die môre ster opgaan. En dan sê 2 Petrus 1:19, dit is wat ons moet op fokus, hierdie profetiese woord, wat soos 'n sterk lig in die donkerte skyn. En dit is die lig wat vandag in hierdie donkerte in die wêreld moet inskyn. Die blink môre ster kom om te oordeel. Nou jy weet, die Bybel gebruik nie simboliek verniet nie. Jesus word voorgestel in die Bybel as die lam van God, die leeu van Juda, die roos van Sharon. So kan ons gaan kyk, die koperslang op die paal. Maar hier word hy voorgestel deur hierdie profetiese woord vir die toekoms as die blink môre ster. Wat beteken hierdie simboliese uitdrukking van die opgestane Christus as die blink môre ster? Jy weet, vir baie jare tot onlangs, hier in 20s, presies nie, maar hier in ons eeu, het hulle vir die eerste maal agtergekom, hoe lyk die blink môre ster? Wat is die moderne naam vir die blink môre ster? Die moderne naam is Venus. Ster wat ons in die oggend sien en die eerste blinkster in die aand is die blink môre ster, Venus. Dit is die simboliek van hoe Jesus hier voorgestel word as die blink môre ster. Nou vir baie lank het hulle niks geweet van hierdie ster nie, want hy was omhul met 'n dik wolklaag. En die teleskope en goed kon nie daar deur sien om te sien hoe lyk sy oppervlakte nie. Mars en die maan kan jy nog bestudeer. Hulle het instrumente opgestuur wat op Venus geland het, maar hulle kon niks, hulle instrumente het sommer net, die uitsendings is sommer net verdwyn. Tot hier in die later jare, ek is nie seker van my datas meer nie, ek het tot op die NASA se webtuiste nagegaan. Dis hier in die laat 20.000 het die Japaneese, die Russe en die Amerikaners vir die eerste maal daarin geslaag om met sekere radarstrale deur hierdie dik wolkelaag te kan sien wat op Venus aangaan. Nou jy weet, daar staan in Openbaring 'n skrif dat in die laaste tyd sal waarheid vermeerder. Kyk vir hoeveel eeue het ons niks geweet van Venus nie. Nou skielik in die moderne tyd vind hulle uit deur hierdie spesifieke radarstrale wat hulle kan met kyk, dat hierdie wolklaag is so dik, en dit is hoekom hy die blinkste ster in ons sterrestelsel is, want hierdie dik wolklaag weerkaats die son die sterkste. Maar toe hulle deur hierdie wolklaag kyk, toe sien hulle, en hulle sien dat hierdie wolklaag is uit hom uit, val daar 'n suurreën op die oppervlakte van Venus, wat 3 keer sterker is as die suur wat ons in ons kar se batterye gooi. Hulle vind uit dat op die oppervlakte van Venus, mense, u kan hierdie gegevens op NASA se webtuistes nagaan, is daar 4 spewende berge wat lava uitspuit wat vir kilometers ver in vloeiende lava riviere vloei. Die temperatuur op Venus is die warmste planeet in ons stelsel. Oor die 400 grade Celsius warm genoeg om lood te smelt.
Daar is woeste stormwinde van, as ek reg onthou, hier by die 300 km/h. Jy kan dit nagaan. Wat meer is, die drukking op Venus is 90 keer sterker as die druk wat jy onder die see. Ek kan nie meer onthou hoeveel meter onder die see nie. Verskriklike toestande op Venus, op die blinkmôre ster. Kan jy sien, Jesus kom nie terug as die ster van Bethlehem nie, hy kom terug as die blinkmôre ster. Ek glo nie eers, ek het al die eienskappe wat ek op die webtuiste gelees het van Venus vir u nou opgesom nie, u kan dit self nagaan. Die verskriklike suurreën, die stormwinde, die lava wat uit vuurspewende berge uitkom, die verskriklike hitte op sy oppervlakte, stormwinde. En dan is daar 'n eienaardige eienskap, sê hulle, dat Venus draai in die teenoorgestelde rigting as al die ander planete om sy eie as. Dit is 'n voorstelling, 'n simboliese voorstelling van Openbaring 22:16. Kyk, ek is die blinkmôre ster, ek kom. Weet jy, ek het groot geword in die kerk wat 'n belydenis doen, waar daar saam opgesê word, Jesus Christus het neergedaal, hy het opgestaan, opgevaar na die hemel, van waar hy sal kom om te oordeel oor die lewende en die dode. Algemene belydenis wat ek mee groot geword het, wat sommige kerke seker nog steeds opsê. Maar kan u sien hoe verskriklik is hierdie oordeel van die blinkmôre ster wat kom om te oordeel oor ongeregtigheid. En wat is die enigste ding wat die sondaar, wat ek en jou gaan red van hierdie verterende vuur van oordeel van God oor ongeregtigheid, is om te wees op die uitgebrande veld, waar die vuur van God op Christus op die kruis uitgebrand het. En daar is jy veilig. Jesus wat die gloed van God se straf op hom geneem het vir elke ene wat hulle geloof in hom sit, hulle sonde bely en hom as saligmaker aanneem. Maar volgens die skrif het ek geen troos vir die wat nie in geloof en opregtheid in Christus is nie. Daar kom 'n oordeel. En ek het nog altyd gesê, as daar nie 'n ding is soos 'n oordeel wat kom nie, sal dit die onregverdigste ding in die wêreld wees om te dink dat party mense moet regverdig lewe, probeer reg lewe. Dan is daar ander mense wat kan roof, kan verkrag, kan moord, korrupsie pleeg, lieg, hartseer en pyn veroorsaak en hulle gaan niks oorkom nie. En ek sê weer, al hoop is om tot bekering te kom, jou sonde te bely en jou ontvlugting in Jesus Christus te vind. Dan lees ons in Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons lees in 1 Tessalonisense 1 vers 10 lees ons. 1 Tessalonisense 1 vers 10. Vers 10. 1 Tessalonisense 1 vers 10. Praat daar van hierdie seun is Jesus Christus wat God uit die dood uit opgewek is. Dit is hy wat ons verlos van die oordeel wat kom, van die verterende vuur wat kom. Jesus Christus. Jesus wat ons gered het uit die oordeel wat kom. Jy weet, ons kan mekaar bluf.
Ons kan mekaar in die oë kyk, ons kan langs mekaar op kerkbanke sit, ons kan praat oor godsdiens en ons kan mekaar bluf. Maar in die lig van wat die woord van God vir ons sê, as ek en jy vanaand ons kop op die kussing neerlê, dan weet elkeen van ons in sy hart, ten opsigte van hierdie dinge wat die woord van God by name noem, waar ons staan, of ons skuldig is of onskuldig is. En dan kom die troos uit God se woord wat sê aan die Korintiërs, hierdie dinge was julle ook, maar julle is daarvan afgewas en julle is verlos deur Jesus Christus. En dit is die enigste veilige plek om te wees teen die vuur van oordeel van God wat kom. Op die afgebrande plek waar Jesus op die kruis die straf geneem het ter wille van ek en jy, of vir elke sondaar wat tot bekering kom, sy sonde bely en sy geloof in Jesus Christus plaas. Kom ons bid ter afsluiting. Ernstige woord, en ek wil nou bid. Ag, Hemelse Vader, dankie vir u woord. Here, dit is so duidelik, maar Here, dit is ook, hierdie waarheid is ook so skrikwekkend. Ek kan my voorstel hoe hierdie gouverneur Felix gevoel, in terme ten opsigte van die ongeregtigheid wat daar in die Romeinse ryk aangegaan het. En dan is my gebed, Here, dat hierdie woord van u wat uitgaan, harte sal sny, Here, en sal veroorsaak, dat sondaars tot bekering sal kom, hulle sonde sal bely en hulle toevlug tot u seun Jesus Christus sal neem. En dat daardeur ons die ewige lewe kan beerwe en ons deur die inwonende krag van die Heilige Gees, Here, ons kan krag opbou om sonde in ons lewens te weerstaan. Ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen.